Goeiemôre, goeiemôre, dis Vrydagoggend en dit beteken dis Vennootskap Vrydag, dag wat die Here gemaak het en ons kies om onsself te verbly in dit. Dankie dat u na hierdie sleutels van geloof luister, van waar ook al u ingeskakel is. Laat ons tog weet, ons wil u namens Dr. Gustaf en die hele Loftaal span in hierdie naweek instuur geseënd. Halleluja. Dr. Gustaf is op pad terug van Amerika af, waar hy gesien het hoe die Here net beweeg en groot dinge doen. En onthou, by karakter, by natuur is die Heilige Gees 'n bewegende gees. Hy beweeg jou vanuit die situasie dat jy na heerlikheid toe beweeg word, en ons gryp vas die woord van die Here. Nou hierdie hele maand is ons besig om te praat, nadat ons verlede maand gepraat het van hoe om die woord van God te kan sien, hoe om dit te kan deur omstandighede te kan sien, wat is dit wat die Here vir my sê, en dan hierdie maand, in hierdie Paas maand, kom ons en ons sê, dat ons wil deur die Gees van die Here gelei word. Ja, dis Paas konferensie, ons Winning Warriors konferensie, wat volgende donderdag begin, tot en met Sondag toe. As u in die area is, skakel in, u gaan geseënd wees. Maar hierdie maand praat ons om deur die Heilige Gees gelei te word. Nou op hierdie Vennootskap Vrydag kom juist dit, die Heilige Gees herinner jou aan die belangrikheid van om saam, om by 'n plek te wees waar nie net die huweliksvoorregte en voordele en beloftes vir jou werk, waar twee beter as een is, maar ook dat jy sien dat hy wat God is, was deel van 'n span. Laat ons mens maak, Vader, Seun, Heilige Gees, 3 maar 1, laat ons 'n span of 'n gemeenskap tot sy eie, laat ons mens maak en tot ons gelykenis, en hy kom en hy skaap die mens, hy maak vir Adam, en hy sien ver daar in Genesis vanuit waar ons gaan vanmôre gou gaan lees in Openbaring, kom hy en hy sê dis nie goed dat die mens alleen is, en hy maak vir hom 'n gelyke, 'n helper, een wat gaan perfek pas, een wat gaan kom en sê, kom ek gaan jou herinner aan die droom van God vir jou lewe. Nou hierdie is nie net voorregte vir getroudes nie, hierdie is ook hoekom jy deel is van die span waar jy is by jou gemeente, of waar jy tans ingeskakel is in 'n klein groep, in 'n selgroep. Weet dat die Here wil hê dat ons saam dit doen. Saam gaan ons tog verder. Alleen gaan jy vinnig, maar saam verder. Wat bedoel ek daarby? Wanneer ek alleen loop, wanneer ek weet waar ek wil uitkom, en ek het nodig om net gou iets te kry, moontlik by die winkel, ek weet presies waar hy is, ek gaan haal hom, ek betaal vir hom, ek gaan huis toe, belangrik om te betaal vir hom, ek betaal vir hom, gaan huis toe, dit het vinnig gegaan. Maar wanneer jy met jou kinders en moontlik mans en vrouens of vriende, wanneer jy met hulle saam in 'n winkelsentrum is, en jy weet wat jy wil hê, maar dit gaan 'n klein bietjie stadiger, dit gaan 'n klein bietjie moeiliker. Hoekom? Want hulle wil nog rondkyk. Hulle kom moontlik nie so gereeld daar waar jy is, soos wat jy nou is nie, maar hulle wil bietjie rondkyk. Maar tog, wanneer dit kom, en selfs as ons dit sou vat van nie net in daardie opsig nie, maar ons vat dit in 'n wedloop, ons vat dit in 'n span, ons vat dit in 'n wedstryd waar daar geveg word. Wanneer ek alleen hardloop, is dit moeilik wanneer ek myself moet bemoedig. Is moeilik wanneer ek myself moet sê, hou net aan. Wanneer ek in die span is, kan ons saam, wanneer een moontlik swak is 'n ander sterk, en sê, nee, ons gaan dit maak, ons is kampioene, ons gaan dit maak. So, alleen gaan dit vinnig, maar saam gaan ons verder. Hy wil hê dat jy deel van 'n familie sal wees. En dit is wat ons sal weet en ontdek wanneer jy die woord lees. En dit is belangrik dat ons sal besef dat deur die jare was dit altyd gedink dat die teenwoordigheid van die Here op hoë plekke is, in tempels en deur konings moontlik gelei sou word, dat die teenwoordigheid konings sal lei in hulle besluite, en dan in profete. So daar was altyd hierdie verskillende, amper hierdie die manier dat een persoon dit geëien het, en dan sien ons in Handelinge 2 dat daar is die uitstorting van die Heilige Gees, en Pinkster sou nooit weer dieselfde wees, en ek weet is nog 'n paar dae van nou af, maar Pinkster sal nooit weer dieselfde wees, maar nou word manne en vroue bekragtig deur die Heilige Gees. Daar is tonge van vuur, tale van vuur, of verskillende tale wat gepraat word, tonge wat gepraat is, meer as die een wat dood en lewe in die mag van die tong is. Daar's 4 tonge wat op mense se hoofde gesien word, maar hierdie keer brand hulle nie, kom hulle nie tot skade nie, maar hulle word bekragtig.
En dis wat ons moet ontdek, en dis wat ons hierdie hele maand oor praat, maar ons is op Vennootskap Vrydag. Wat is die Heilige Gees besig om vir jou te sê, is dat hy wil hê dat dit wat u ons in staat stel om te doen, gee ook vir u toegang tot hierdie selfde wonderwerk wat ek hierdie verklaring kan maak, omdat ek dit gedoen het vir ander families, gaan die Here dit doen vir my. Hy wat 'n familieman is. So, wanneer ons gou vanoggend op na die einde amper van die boodskap gaan, van die boek gaan, sien ons dat die einde van die boek sê dat ons oorwinningslewens moet lewe, want ons wen. So sien ons in Openbaring 21 by vers 3, sien ons dat daar 'n stem van die Here was, wat gekom het om te sê, uiteindelik is die tabernakel of die gees van die Here is by mense, en hy sal ons sy mense noem, en ons sal hom ons God noem. En dit is wat ek by jou wil vanmôre opwakker, is dat wanneer ek deelneem in die plan van die Here in en deur my lewe vir hierdie aarde, wanneer ek kom en bekragtig, wanneer ek kom en sê, ek gaan nie net vir mense verklaar dat Jesus vir hulle lief is nie, maar ek gaan dit demonstreer as ambassadeur van die hemel, gaan ek kom en ek sê, ek gryp aan dit, die missie, dit die mandaat, dit waarvoor ek aan mekaar gesit is, die doel, die raad, die funksie, waarvoor ek aan mekaar gesit is, en ek wees dit wat die woord sê, ek moet wees. Ek kom en ek soek daardie doel. En hoe soek ek daardie doel? Deur die teenwoordigheid van die Here toe te laat in elke area van my lewe. Ons weet dat ons is driedimensionele wesens. Ons weet dat ons in alle eerlikheid gees is. Ons het 'n siel, ons dink, ons redenasie, dan woon ons in hierdie aardskas, hierdie vleiskas. Maar ek kom en ek moet oorhandig gewilliglik dat die Heilige Gees my sal lei. Dat die Heilige Gees u vanmôre uitlei uit daai beknopte spasie. En ek praat nie van jou huis en hoe groot of hoe klein hy is nie. Nee, laat hy jou uitlei uit daai nou oomblik. Daai oomblik waar jy uitroep vir genade van die Here. Laat hy jou uitlei uit dit wat tans vir jou voel. Hierdie is nie waarvoor ek aan mekaar gesit is nie. Hierdie is nie die doel, destinasie en 'n rede nie. Nee, daar moet iets groter wees. Laat hom uitlei, jou uitlei uit daai plek, uit daai siekbed uit, want deur die wonde van Jesus is daar genesing. Mag hy jou uitlei uit die plek uit waar jy moontlik voel, Here, ek het nodig om aan te roep in hierdie tyd, want ek het nou krag nodig, wysheid nodig. Laat hy jou uitlei, want uiteindelik is die teenwoordigheid van God by mense. Hy's naby jou. Wat het u nodig om te hoor op hierdie Vennootskap Vrydag? Dat die een met wie jy jou lewe deel, en ek praat nie van jou man, vrou, kinders en jou gesin nie, nee, die een met wie jou lewe deel, God die Almagtige, jou Vader, wat gekom het en hy het sy seun gestuur as offer vir ons, om in die gaping te staan en te sterwe as ons, vir ons, as die offer vir ewig en altyd. Hy kom en hy sê hy's naby, want hy is jou hoofvernoot. Dis wat ek jou wil aan herinner vanoggend. U wil aan herinner vanoggend dat u sal uitroep en sal ervaar hoe sy teenwoordigheid in u vertrek, u lewe, daardie situasie in vol krag en tot vol gestalte kom, want hy is 'n helper. Ek gaan vir u vanmôre bid en ek wil u herinner dat sy teenwoordigheid is met u, in u, oor u. Hy's lewendig, hy's wakker. Hy's wakker om sy woord te vervul. En dan gaan ek u uitnooi na ons naweekse dienste toe. Vader, ek dank u, Here, waar op hierdie Vennootskap Vrydag ek vir families kan intree, Here. Dankie dat u hulle uitlei om hulle in te lei, Here. Dankie dat genesing vloei. Dankie dat verlossing vloei, Here. Ons bid nie vanmôre alleenlik vir verligting, Here. Gee ons net 'n bietjie asemhaal kans nie. Nee, Here, ons sê verlos ons van die bose, Here. Here, en dankie dat ons in hierdie dag kan weet dat u is ons verlosser en ons verlosser leef in Jesus naam.
Amen en amen. Halleluja. Ek wil vir u uitnooi as u in Oudtshoorn, Beaufort Wes en Tableview, as u in Kraaifontein, Brackenfell en omliggende area, ook nou in Platte Kloof en Goodwood, Parow area is. Daar's 'n nuwe diens wat hierdie Sondag begin in die N1 City winkelsentrum daar in die Ster Kennikor, en ek dink dit is nommer 4. Kom en asseblief wees deel van die aanbiddingsondervinding en kom doen saam wat die Here wil hê ons moet doen, en dit is om siele te wen en disippels te maak en mense te ontwikkel in die leiers wat hulle moet wees, leiers van leiers. Halleluja. En dan Sondag aand 6:00, nou weet dat ons 10:00 dienste in Kraaifontein is Afrikaans, ons 8:00 diens is ook Afrikaans van 8 tot 9 in Brackenfell en Sandpiper. So kom en sien net die eerder of die opskrif bo of onder waar u kan kom en deel wees van dit, en dan ons 6:00 aanddiens. U kan in persoon of aanlyn inskakel. Dis 'n diens waar ons mense wil aktiveer in die grootheid van die Here, en ons wil hê dat ons 'n verskil moet maak in ons gemeenskap. Ons het bokant ons kampus veral in Bloemkombos en Kraaifontein het ons groot geword met hierdie groot opskrif bo ons deur, soos ons uitstap, nou betree u sendingveld. En dis hoe ons weet die aksie buite die 4 mure van die kerk gewys word. Ek seën u in hierdie naweek. Mag u gaan en nie net verskillend wees nie, anders wees nie, maar mag u 'n verskil gaan maak in Jesus naam. Amen en amen.